Goeiedag en baie welkom by die volgende uitgawe van die Wetreport. Ons het laas begin met die insekoorgedraagde siektes. Dis daai siektes wat kom nadat die reën daar was en die insekte uitgebroei het. Ons kry nou op die oomblik nog warm, maar ons moet weet hierdie jaar, as dit 'n goeie reënvaljaar is, gaan dit 'n groot probleem wees en ons praat bietjie oor 3 dae stywe siekte. Ja, soos altyd begin ons met die siektetendense. En die rede daarvoor is dat ons hierdie ongelooflike stelsel ontwikkel het saam met die veeartse reg deur die land. Ons het dit al 'n paar keer verduidelik, maar ek wil net weer iets daaroor sê. Die veeartse sien elke dag 5 tot 10 verskillende gevalle. En dan het ons so 200 veeartse reg oor die land of veeartspraktyke wat vir ons wil rapporteer wat hulle sien op 'n daaglikse basis. Op die oomblik het ons 160 praktyke wat aktief elke maand rapporteer en is 'n baie eenvoudige stelsel, verskriklik eenvoudig. Al wat ons wil weet is wat 'n siekte dit is en watter diersoort dit voorkom en hoe groot is die probleem. Is dit 'n klein probleem, 'n medium of 'n groot probleem? En dit gee vir ons klaar die oorsig van wat in daai spesifieke area gebeur. In baie van die gevalle wil ons hê dit moet nie voorkom nie. So, as ons kyk na die kleurskaal van dit wat ons gebruik om die siektes te klassifiseer, as dit groen is, beteken dit kom nie daarvoor nie, of nie daai tyd van die jare voor nie. Die geel is 'n klein probleem, die oranje is 'n groter probleem, en as ons dan by die rooi kom, dan het ons 'n groot probleem in daai spesifieke area, of 'n uitbreek. So, as ons kyk na die insekoorgedraagde siektes, het ons laas al gesien, dit is verskriklik seisonaal. As ons dan weer kyk na 3 dae stywe siekte op 'n jaarlikse basis, die laas jaar was 'n verskriklike erge jaar ten opsigte van 3 dae stywe siekte. Hy het in areas voorgekom waar hy nie normaalweg voorkom nie. Dit was die ander ding gewees. Maar as ons dan weer kyk na die oorsig oor 3 jaar, sal ons sien hoe hy opgebou. En dit is alles te doen met die reënvalpatroon. En met hierdie spesifieke siekte is alles te doen met die reënval. Dit is 'n insekoorgedraagde siekte, hoofsaaklik muskiete en ook muggies wat 'n rol speel. En hoe meer daai insekte is en hoe meer hulle uit die areas uit beweeg waar hulle normaalweg voorkom, hoe meer kan hulle die siekte oordra. So daai tendens, hoekom doen ons dit as veeartse? Hoekom sal ons so belangstel om te weet of dit 'n probleem in die area is? Soos ek altyd sê, die veearts moet vir die boer 'n program opstel. Nou, een van die dinge wat ons moet besef, elke siekte wat voorkom moet word, moet daar sekere aksies geneem word. En daai aksies kos geld. So, ons kan nie net 'n siekte wil beheer, net sommer omdat ons dit op 'n algemene standaardprogram vir mense deurgee nie. Nee, as veeartse moet ons dit monitor en ons moet eerlik met jou as boer kan sit en sê, luister, die risiko is laag in jou gebied, in die area langsaan is hierdie siekte 'n probleem, in ons area normaalweg nie. Kom ons kyk na die minimum wat ons moet doen, of ons kyk na die maksimum wat ons moet doen. So, die rede regtig agter die siekterapporteringsstelsel is dat die veeartse 'n baie goeie inset kan maak wanneer hulle vir 'n boer 'n beplanning doen ten opsigte van sy siektevoorkoming. Want soos ons ook elke keer sê en in die volgende afdeling weer gaan sê, elke individuele siekte verskil. Daar's nie 2 siektes wat dieselfde risiko inhou of oordrag het nie. En is absoluut afhanklik van die omstandighede op 'n individuele boer se plaas, of dit vir hom 'n probleem gaan wees of nie 'n probleem gaan wees. So, die siektetendens wat ons sien met 3 dae stywe siekte, aan die toeneem, baie boere sal vir ons sê, maar, 3 dae stywe siekte is nie 'n groot probleem vir my nie, die diere is so 'n bietjie mank en daar's 'n paar wat gaan lê, maar ek gaan bietjie net in detail ingaan om te sê, hoekom is dit 'n groot probleem? Dit is 'n spesifieke tyd van die jaar wat die probleem is en ons sal daarop uitbrei. Ja, maar net weer om af te sluit met die siektetendense, ek dink die veeartse doen 'n wonderlike taak om vir ons op 'n maandelikse basis hierdie inligting deur te gee vir jou as boer in jou belang.
Ja, in hierdie afdeling van ons siekte fokus gaan ons baie diep in 'n siekte in. So ek al gesê, daar's altyd tussen elke siekte 'n verskil en 'n verskil in die voorkoms of behandeling. So hier werk ons weer eens, die oorsaak is 'n virussiekte. En hierdie is 'n baie spesifieke virus. Hierdie virus word net oorgedra deur insekte. Hy word nie tussen diere oorgedra nie. Al is diere siek, hierdie virus oorleef baie kort buite die liggaam. En die ander ding van hom is, hy moet eintlik reg in die dier, in hierdie geval beeste, want 3 dae stywe siekte, wat hierdie virussiekte wat ons oor praat, in beeste, kom net in beeste voor. Ons sien dit nie in ons kleinvee nie. En hierdie virus, soos ek sê, hy oorleef nie in 'n omgewing nie. Die insek moet hom fisies inspuit, basies in die bloedvatstelsel vir daai virus om oorgedra te word. So, absoluut beperk tot die oordrag van insekte. So, as 'n dier siek is, gaan hy nie ander diere aansteek nie, maar aan die ander kant het ons ook laas gesê, dis moeilik om insekte 100% te beheer en die oordrag te stop. As ons kyk na die siekteontwikkelingsproses, hierdie siekte ontwikkel ook weer verskriklik vinnig, en sy naam, 3 dae stywe siekte, sê vir jou iets rondom hierdie siekte. Dit sê vir jou, dat dier word ongelooflik vinnig siek, en gewoonlik 3 dae later begin hy beter word en hy's reg. Ons kry natuurlik die omstandighede waar diere gaan lê, en as 'n dier eers gaan lê, en veral as dit 'n swart bil is, of selfs 'n groot koei is, dan is daar 'n baie groot kans dat daai dier nooit weer opstaan nie. En dit is ander redes. Dit is die afsny van senuwee en bloedvoorsiening terwyl daai dier lê, terwyl die liggaam herstel. Maar kom ons kyk net hoe ontwikkel hierdie siekte. So as die virus inkom, gaan hy na die binnekant van die bloedvate, die endoteel. So dis die selletjies wat hy aantas hoofsaaklik. Hy gaan na verskillende plekke toe, maar die endoteel, en dit is veral in die klein bloedvaatjies, veroorsaak hy verskriklike inflammasie. Wat die dier so styf maak, is hierdie inflammasie in die gewrigte, en dis hoe die dier so ongelooflik styf loop, en daar somme, daai gewrig word vol vloeistof as gevolg van daai inflammasie. Dan gaan hy na ander gedeeltes van die liggaam, hy gaan in die peeskedes in, en al daai goed gee aanleiding daartoe dat daai dier tot 'n mindere mate of in 'n baie erge mate styf is, en dan soveel so dat baie van die diere gaan lê. Die virus se tyd wat hy in die bloed is baie kort. Ons noem dit 'n viremie, en dan begin die liggaam teen hom veg, haal hom uit die stelsel uit, sodra die teenliggaampies opgebou het, of die ander selle, en dan binne 'n kort periode, 3-4 dae, nadat die dier die eerste keer die virus in die sirkulasie begin toon het, dan is hy opgehef. So die siekteontwikkelingsproses is baie akuut. Daar's 'n klein persentasie van diere wat gaan lê, maar as ons in 'n area werk waar die siekte nog nooit voorgekom het nie, dan tas dit nogal verskriklik baie diere aan. As dit in 'n area is wat elke jaar sy probleme het baie van die volwasse beeste al meer weerstand. Kom ons kyk na die laaste 2 gedeeltes. Wat se siektetekens sien jy? Baie eenvoudig, die dier is siek, hy wil nie eet nie, hy lê, daar's niks anders nie. Daar's niks anders in opsigte van sy urine is normaal, sy asemhaling kan 'n bietjie meer wees, en dis hoekom dit moeilik is om te onderskei van ander dodelike siektes wat die dier binne 2 dae kan doodmaak. In die geval van 3 dae stywe siekte gaan die virus self nie die dier doodmaak nie, behalwe vir die diere wat gaan lê en nooit kan opstaan nie. Is daar 'n behandeling daarvoor? Nee, daar is nie 'n behandeling nie. Dis 'n virussiekte soos ons al laas gepraat het. Ons het nog nie 'n primêre behandeling vir 'n virussiekte nie. Ons doen wel anti-inflammatoriese medisyne. Ons spuit die dier om die pyn weg te vat, so die dier kom vinniger weer in die gang en hy begin vinniger weer eet. Veeartse gee baie keer kalsium, want hierdie spesifieke virus veroorsaak 'n verskriklike vinnige val in die bloedkalsium. Die groot probleem in hierdie siekteontwikkeling, wat ek vergeet het om te sê, is in melkbeeste. In melkbeeste is, ons eksotiese rasse wat ons met melk, is baie meer vatbaar. En in melkbeeste, een van die grootste effekte van die siekte, is dat die melkproduksie oornag val. En die verskil met hierdie val in melkproduksie is, hy kom nie altyd weer terug nie. So dit het 'n hengse groot effek. So in melkbeeste kan hierdie virus, en dan seker in sekere vleisbeeste ook die longe aantas. Nou veroorsaak dit 'n longemfiseem.
dis waar die blaasies binne in die longe begin bars, en soveel so dat hy lug deurgaan, en dit kom onder die vel uit, bo op die rug van die bees. So dit is 'n paar aberrante gevalle wat ons ook kry, en dan die volgende area is die voorkoming van die siekte. So in die volgende afdeling gaan ons praat oor siektevoorkoming, en in hierdie geval, behalwe vir natuurlike blootstelling, het ons net die inenting. Die inenting op die regte tyd, en veral in ons jong diere, en ons gaan daarop fokus, om hierdie siekte te voorkom, sodat dit nie voorkom tydens die teelseisoen nie. Want dit is waar die siekte sy grootste verliese veroorsaak. Ja, soos altyd in die laaste gedeelte praat ons oor beplanning, en wanneer ons kyk na 3 dae stywe siekte, het ons gesien, dit is miskien nie so erge siekte in baie mense se kop nie, maar ons moet onthou, wanneer kom hy voor? Hy kom voor baie spesifiek, reg in die middel van die somer. En wat gebeur in die middel van die somer? Dis die teelseisoen. Dis die teelseisoen, as ons van 'n lentekalfseisoen gebruik maak, en die ongelooflike effek wat hierdie siekte het op bulle. Onthou, hy maak die bul styf, maar hy veroorsaak ook 'n koorsreaksie. So daai bul gaan vir die volgende 6 weke ten minste, na hy herstel het, gaan hy onvrugbaar wees. Sy saad gaan aangetast wees. Enige koorsreaksie in 'n bul veroorsaak dat die saad, wat klaar gevorm is, al daai saad, is basies geaffekteer en kan nie bevrugting veroorsaak nie. So die bul, en dit kon ons gaan fokus wanneer ons kom by voorkoming op die bulle, hulle mag nie die siekte kry tydens die teelseisoen. As ons kyk na koeie, wat is die effek op die koei? Soos ons gesê het, in 'n melkkoei val die melkproduksie verskriklik. Dit gebeur in 'n vleisbees ook, maar ons melk ons nie, so ons kan dit nie sien nie. Al wanneer ons dit sien, is op die effek van die speenkalf. Wanneer ons hom speen, sien ons nie, maar hierdie speenkalf is 80 kg ligter as die ander speenkalvers, want daai koei se melkproduksie was aangetast. Dan het ons ook in baie plase 'n tweede teelseisoen. So daar is 'n klomp koeie in die middel van die somer wat swaar dragtig is, wat in die herfs gaan kalf. So as hulle 3 dae stywe siekte kry, gaan hulle aborteer. Dit is ook 'n baie algemene ding, 'n dier wat ver dragtig is, en daar is 'n koorsreaksie, so dier se hele geboorteproses begin voor die tyd, en ons sien 'n abortus op die einde van die dag. So die effek op vleisbeeskuddes in die teelseisoen van groot belang, as 'n bul onvrugbaar geraak het in 'n enkelvaar kudde, kan jy op die einde van die dag, wanneer die veeartsdragtigheidsondersoeke doen, in Mei maand, eers agterkom, daar's die een koei wat dragtig is. En ek het dit al gesien, ek het dit al baie gesien voorheen. Aan die ander kant het ons gesê, in melkbeeste, baie groot probleem. Melkbeeste in 'n gebied waar die veearts die siekte baie goed monitor, moet basies elke jaar geënt word. Jy kan nie in 'n melkery hierdie siekte kry nie, dit het 'n ongelooflike effek op jou melkproduksie. So waar begin ons met inenting? Ons begin altyd met hierdie inenting, by die verse. Verse na speen, onthou nou hierdie tyd van die jaar is hulle so 12 maande oud, hulle moet hulle eerste inenting kry, en die een ding wat ons hier moet besef dan van hierdie enstof is, dit is nie van die enstowwe wat die beste immuunreaksie veroorsaak nie. En hoekom nie? Dis 'n verskriklike moeilike organisme om te kweek. Ongelukkig moet ons hom verswak, want dit is 'n lewendige organisme wat ons inspuit. As ons hom nie verswak nie, gaan ons van die enstof daai selfde tipe van tekens kry. So dis altyd 'n fyn lyn. Hoeveel keer verswak ons hom sodat hy nie in die diere waar ons ent wel 'n laaggraad van die siekte gee nie. 'n laaggraad wat jy kan sien nie. Knopvel, 'n 3 dae stywe siekte was nog altyd een van die beperkings is, ons eerste inenting is glad nie goed genoeg nie. Ons moet die liggaam stimuleer, en dan 2 na 4 weke later moet ons 'n skraagdosis gee in daai verse. Dan het ons eers 'n basisimmuniteit. So die basisimmuniteit bou ons altyd in die verse. Die volgende jaar gaan ons hulle weer ent,
die volgende jaar voor hulle selfs na die bil toe gaan vir die eerste keer, en dan die volgende jaar as dragtige verse gaan ons hulle derde keer en. So dit is die basis van inenting, teen 3 dae stywe siekte is altyd ons verse. Die besluit rondom inenting in die volwasse beeste word geneem deur die veearts in samewerking met jou ten opsigte van vorige voorkomste van die siekte. As hy al gevestig is in die kudde, gaan ons steeds net op die verse konsentreer. Onthou, hulle verloor hulle immuniteit na 6 maande wat hulle van 'n maaf gekry het. En dan die laaste een wat verskriklik belangrik is ons teelbulle. Ons teelbulle moet basies elke jaar voor die begin van die teelseisoen. Wanneer ons die bulle toets, onthou ons toets bulle 2 maande tot op die laaste 6 weke voor die begin van die teelseisoen. En dan moes daai enstof al gegee gewees het, sodat dit geen effek kan moontlik hê op die bul se vrugbaarheid nie. Maar gewoonlik as bulle as jong bulle ingeënt was en dis net 'n skraaginenting, is daar geen effek op vrugbaarheid nie, maar as jy dit vir die heel eerste keer doen, moet jy dit altyd in gedagte hou dat daar 'n klein effek kan wees wanneer die liggaam nou reageer daarop. So wat melkbeeste betref, soos gesê het, dis 'n totale ander situasie. Die veearts monitor die siekte baie streng in sy area en in meeste van die gevalle, as jy in so 'n area is waar die probleem is, sal die inenting op 'n jaarlikse basis gegee word. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek waardeer die tyd wat u gebruik om na die program te kyk. As daar van julle is wat voel dit is baie betekenisvol, deel dit graag met julle ander medeboere. As daar meer navraag is, gaan na die webblad van Agri TV toe vir meer inligting. Volgende keer praat ons weer oor een van die dodelike siektes, spolsiekte, wat ons in die eerste program oor dodelike siektes nie kans voor gekry het nie. Ja, en dan sien ons julle weer volgende week. Baie dankie en totsiens.